Dis hy, goeiemôre julle almal. Baie welkom by die liturgie. Ek dink soos wat ons nou saam geluister het na die voorspel, dan voel 'n ou sommer lus om te sing. En dis ook hoe ons eredienste begin met lekker lofprysing en aanbidding. So daar waar jy as individu of saam met jou gesin sit, die woorde is op die bord, maar die eintlike gedagte is dat die woorde in jou hart sal wees. So kom ons begin net hierdie erediens so saam en ons loof en ons prys die Here.
splendor of the King, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, and trembles at his voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God! Oh, we'll see how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. Great is our God! Sing with me, how great is our God! Oh, we'll see how great is our God. Name above all names, worthy of all praise. My heart will sing, how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God? Oh, we'll see how great is our God. Ons kan dalk saam opstaan so vir ons laaste loflied, kom en loof die Heer. Kom en loof die Heer, sing en tot sy Heer, almal loof die God van vrede. Kom en loof die Heer, sing en tot sy Heer, almal loof die God van vrede. Ek wil hier loof, grote God ons Heer en Heiland. Ek wil hier loof, grote God ons Heer en Heiland. Halleluja, 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 halleluja. Halleluja, 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 halleluja. Kom en loof die Heer, sing dan tot sy Heer, almal loof die God van vrede. Kom en loof die Heer, sing dan tot sy Heer, almal loof die God van vrede. Ek wil hier loof, grote God ons Heer en Heiland. Ek wil hier loof, grote God ons Heer en Heiland. Halleluja, 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 halleluja. Halleluja, 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 halleluja. As hy, nou kan ons mekaar daarom sê goeiemôre. Ek hoop dit gaan goed. Baie welkom by vanoggend se liturgie. Dit is Palm Sondag, so julle sou gehoor het daai laaste lied het so 'n bietjie een meneer sleutel. So hy het ek hoop eintlik jy het so half in jou lyf gevoel jy wil begin dans. Ek het eintlik in my geestesoog gehoop dit gebeur so spontaan dat julle hier in die gange af allerhande goed doen. Maar toe onthou ek is in die NG Kerk. Maar Jane, ons het ons bes probeer. Dit was baie lekker. Ag vriende, ouer gewoonte, so aan die begin van die erediens, daarom net ons administratiewe afkondigings, die dinge waarmee ons besig is. Ek wil julle graag weer eens uitnooi na ons aanddienste toe. Dis 'n ding wat ons begin het in die begin van die jaar en dit het eintlik so baie mooi 'n karakter aangeneem. Dit's baie lekker op Sondag aand hier. Ons kom lekker vroeg by mekaar, so 5:30. Jy is om vir mense 'n bietjie kans te gee om nog 'n bietjie te kuier.
En enigeen is welkom. Daar's nie regtig 'n formele agenda nie, dis 'n geloofsgesprek, so dis so ad hoc Bybelstudie, maar dis baie lekker op 'n Sondag aand en julle is elkeen welkom. En ons sien die kleintjies is weer in die kerk, hulle is almal hier. Die kategese vir die tweede kwartaal begin. So vir al die ouers, ons hoop julle het veilig gereis, lekker gery, vakansie gehou. En dat julle daarom gerus het en so aan die begin van die tweede kwartaal kans sien vir die dinge wat voor lê. Dan wil ek julle baie graag uitnooi. Die komende naweek is vir ons gemeente 'n baie groot naweek. Dis Paasnaweek en ons het 'n klomp dinge so in ons 50ste feesjaar beplan. Komende donderdag aand gaan regtig, ek dink 'n ongelooflike belewenis wees. Ons het by die presbyterie van die VGK, dit is die NG Kerk se susterkerk. Julle sien hulle elke Sondag na kerk. Dan kom Dominee Pieter Marupeng en dan is hier ook 'n erediens in Setswana en in Engels en ons het gesê ons wil so 'n bietjie saam Paasnaweek vier. So komende Sondag aand is ons so 8 gemeentes van Eersterus, Mamelodi en Silverton wat hierso saam gaan nagmaal hou. En dit gaan 'n feesdiens wees. Alhoewel dit nou so voor Goeie Vrydag is. Donderdag aand, ja. Kyk, ek het nog altyd gebid dat ons 'n gemaklike gemeente sal wees. Ek het net nooit gedink julle gaan op my begin skree nie. Maar ja, dit het in my huwelik gebeur, so dis seker goed dat dit hier ook gebeur. Alright, kom met reg. Donderdag aand is hier nagmaal julle, saam met almal. Het ek dit so gekommunikeer? En julle het gehoor, donderdag aand, 6:00 is hier nagmaal. Kom en kuier saam, dit gaan 'n ongelooflike belewenis wees. Ek dink veral vir die ouers met die kinders, ek bid so vir ons land en dat hierdie tipe ding regtig in ons toekoms sal wees, waar gemeenskappe eintlik die verskille in die kultuurgroepe vier, maar nog steeds saam aanbid. So ek sien vreeslik uit na donderdag aand se nagmaalsdiens. Vrydagoggend, ek lei donderdag aand se nagmaalsdiens, en dan Vrydagoggend gaan Dominee Pieter Marupeng om 9:30 hierso 'n erediens hê op Goeie Vrydag, waarna toe ons genooi is. Ek gaan self ook hier wees. So donderdag aand het ons nagmaal, Vrydagoggend het ons Goeie Vrydagdiens en dan Sondagoggend is Paasfees. So asseblief, hou die hele naweek oop, die wat van julle wat by die huis is en kom kuier saam. Dit gaan regtig lekker wees. Dan herinner ek julle net om asseblief in julle dagboeke te onthou, die naweek van die 21ste en die 22ste Junie is ons gemeente se groot feesnaweek. Ons gaan 'n tydkapsule saamstel, so daar's bietjie gedagte dat jy miskien 'n brief skryf, so vir die gelowiges wat in die toekoms nog saam hier gaan aanbid. Ons gaan saam reflekteer oor die tyd terug, en wat so lekker is, Saterdag aand gaan Joshua na die reën en die Ammetjie koor 'n konsert hou. 50 jaar terug toe die gemeente begin het hulle ook 'n a cappella sanggroep hier gehad die Saterdag aand, en dan die Sondagoggend is dit ons feesdiens. En ons probeer regtig nogal al die vorige predikers se gesinne in die hande kry. Ons gaan presies dieselfde liturgie volg wat 50 jaar terug gebruik was. So ons gaan dieselfde liede sing en dieselfde tekste lees. Wag maar net so ons gemeente se verjaarsdag te vier. So asseblief kom kuier saam. Dit is al die administratiewe goed. Baie belangrik miskien net vanoggend, as jy offerande wil gee, dan kan jy dit by die deure gee, en vandag se kollekte gee ons gemeente spesifiek vir Huis Silversig. Dis 'n huis vir verswakte bejaardes hier in ons gemeenskap, en hulle is besig met 'n klomp groot projekte. So as jy daar wil bydra, dan weet jy ook dis waarvoor dit gaan. Nou wil ek jou daarom net so vinnige geleentheid gee voordat ons in die liturgie inbeweeg. Neem net gou die tyd, groet gou vir mekaar as jy die mense daar rondom jou ken, hoor hoe dit gaan, en as jy hulle nie ken nie, stel jouself voor en leer mekaar dalk so vinnig, daarom net ontmoet mekaar. Ek was bang geweest vir dit, my rekenaar het nou so, sy PowerPoint maak nou so bietjie snaaks, so ek wil graag vanoggend saam met julle die fotum uit Markus uit gebruik. Ek gaan net gou hier in my Bybel
kry dat ons dit saam met mekaar kan lees, want ek sien die PowerPoint het my so 'n bietjie kort geknip daar. Ek het vir julle gesê vandag is Palm Sondag. Dit is tradisioneel die Sondag wat ons onthou toe Jesus Christus met lofgesange in Jerusalem begroet was. Dit was kort voor sy dood. En ons sluit dan ons stemme daarbey, maar hopelik is ons nie, ek wil amper sê, so wisselvallige geloofsgemeenskap wat hom met lofliedere ontvang, net om hom later te kruisig nie. Markus 10 vers 45 sê, die Seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie mense. En dit is dan nou waarop ons vandag wil fokus. Ek wil hê jy moet in jou gedagtes en in jou hart Jesus voor oë hou, en vir jouself daai vraag afvra, as jy in die skare gestaan het, hoe dien jy Jesus Christus met jou lewe? Is jou lewe teenoor Jesus 'n loflied, of is jou lewe teenoor Jesus 'n aanklag? Kruisig jy hom met dit wat jy doen en sê, of ontvang jy hom en eer jy hom? En terwyl jy so met daai gedagtes sit, gaan ons saam met mekaar 'n loflied sing, die kleintjies. Ek gaan vir julle vanoggend 'n snaakse taakie gee, ons het beplan vir julle, maar ek wil hê julle moet leer om saam met julle mammas en pappas die Here te loof en te prys. So verlede jaar het die Kraans, Laerskool die Kraans se junior koor by ons kom kuier, en hulle het vir ons gemeente 'n liedjie gesing. Dis een van die mooiste lofliedere. Dit was so lekker liedjie, en om die kinders se gesigte gesien het, was eintlik so vreugde. So ek wil vir al die mammas en die pappas en die hele gemeente vra om op te staan. Nou gaan ons nou 'n loflied sing, maar ek wil regtig vir die mammas vra, help 'n bietjie die kleintjies en sê vir hulle, ons gaan nou vanoggend hierdie liedjie sing, leer hulle sing, en laat hulle julle ook hoor sing, sodat die gedagte van 'n gesin wat saam die Here loof en prys, ook hier in ons kerk sal regtig grond vind. Kom ons staan op en dan loof ons die Here met hierdie lekker liedjie wat Laerskool die Kraans ons leer sing het. Ek kyk op, 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 op. Ek kyk op, hoër as die berge, en ek sien my God, waar hy sit op sy troon. Ek buig laag, 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 laer as gewoonlik, en saam met die engele, daar rondom sy troon sing ek heilig, heilig, heilig is die Here, heilig, heilig, heilig is die Heer. Ek kyk ver, 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 ver tot in alle ewigheid, en ek sien my God sit nog steeds op sy troon, want hy heers vir ewig oor sy hele skepping. In die nuwe hemel sing ons saam op sy troon, ons sing heilig, heilig, heilig is die Here, heilig, heilig, heilig is die Heer. Koning, koning, Jesus is ons koning, heilig, heilig, heilig is die Heer. Liefde, liefde, vol liefde is ons Vader, heilig, heilig, heilig is die Heer. Amen. Nou kom ons sit en al die maatjies kom gou vorentoe. Ons het by Tannie Cecile 'n mat gekry. Sy het gesê sy dink julle boude kry koud hier voor in die kerk. So nou het julle 'n spiksplinter nuwe mat waarop julle kan kom sit. Lekker sag en warm. Hier kom hulle almal. Ons het verlang na julle. Ons het so verlang na julle. Dis so lekker dat julle terug is en die tweede kwartaal begin. Ek weet ons moet weer gaan wiskunde doen en ons moet gaan leer lees en skryf, maar dit maak julle so slim. Môre maatjies, ek wil gou vir julle 'n prentjie wys. Hier is hulle almal. Joshua, my vriend, as jy in die kerk, dit's lekker om jou hier te sien. Dan sê hier is julle. Kom sit, Damien, kom sit hier so op die mat. Daar is julle almal. Sê gou vir my maats, wat is daai ding?
Suid-Afrika is 'n landsvlag. Nee, dit is die vlaggie wat ons waai om te sê ons is trots Suid-Afrikaans. Maar julle gaan nou op hierdie Palm Sondag, omdat ons nou weet mense mos nou nie vandag meer palms waai nie. Wanneer laas het een van julle 'n tak daar in die boom gepluk en hom gewaai as jy bly is? Nee, ons doen dit nie, maar ons waai vlaggies, nee. As ons die bokke wil ondersteun of die Proteas wil voorskree, dan waai ons daai vlaggie. Nou ek wil vir julle gou ietsie sê van Jesus en dit is belangrik. Ek hoop regtig die mammas en die pappas en die oumas en die oupas hoor dit ook. Ou Jesus, ons God vir wie ons so lief is, was baie lief daarvoor om dinge te vat en dit bietjie anders te maak. So hy het Johannes se doop gevat en hy het gesê, nou gaan ek vir julle sê, julle doop nou nie meer soos Johannes nie, nou doop julle in my naam. En hy het 'n maaltyd gevat soos die Pasga, wat die Jode hierdie tyd van die jaar gevier het. En hy het gesê, nou is dit nie meer die Pasga nie, nou is dit die nagmaal. So Jesus het sommer alle dinge verander. En ek wil hê ons moet vandag ons vlaggie se betekenis verander. Ek weet daar's 'n klomp dinge wat die vlag vir ons leer, maar ek wil hê jy moet vir julle nuwe dinge leer. Alright. As jy hierdie donker swart, wat se kleur is die? Swart. Nou waaraan laat swart jou dink? Is gewoonlik bietjie donker soos die nag, nê? Nee? En dit maak 'n mens baie keer so bietjie bang. En hierdie swart op ons landsvlag wil ek hê moet julle daaraan laat onthou dat ons almal tog hier in ons harte maar so bietjie donker het. Partykeer word ons kwaai en dan boelie ons boetie of ons sussie. Ag, en partykeer word ons hartseer, nê? Nee? Soos as ons hond miskien doodgaan, dan is ons harte seer, nê? Nee? Dan is dit sommer so ou bitter sleg. En partykeer daai swart op die vlag moet jou laat onthou, partykeer gaan dit nie lekker nie. Wat se kleur is die? Nou waaraan laat geel julle dink? Aan die son, nee. Nou as jy nou die son aan dink, hoe laat die son jou voel? Bly en warm. So onthou nou, daai donker en sleg in ons harte, partykeer is vir ons bitter en moeilik en swaar en hartseer, maar daar is 'n son. Daar is 'n ou sonnetjie wat skyn en ons warm maak en dit is God se liefde. So ons moet onthou, ons moet bo begin. Wat se kleur, as ons wil weet hoe lief God ons het, dan moet ons aan ietsie dink. Wat se kleur is daar heel bo? Waaraan laat rooi julle dink? Aan wat? Lava. Jo, ja, dis warm en gevaarlik. Waaraan laat rooi jou nog dink? Tomatiesous. Waaraan laat rooi jou nog dink? Ja? Aan kwaad, soos 'n stopteken of maar daar's iets wat baie belangrik is wat rooi is. Wat dink jy, Lia? Liefde, hoekom laat rooi? Dit is soos Valentynsdag, nee. Dit laat ons rooi, ja? 'n hart is rooi, wat is nog rooi? Bloed. Nee, rooi laat ons dink aan bloed. So as die donker in jou lewe jou hartseer maak en jy soek na God se warm liefde, onthou altyd Jesus se bloed het gevloei want hy het jou lief. En nou wat 'n interessante mooi kleur is hierso rondom die groen. Wit, nê? En wat laat wit jou aandink? Skoon, nê? Spierwit. As jou hemp wolke, nê, lig. En dit is waar ons wil wees. Ons wil mos nie altyd hê ons harte moet so donker en swaar wees nie. Ons wil deur Jesus se bloed hê ons harte moet lig word, nê? Hierdie blou, wat is hierdie kleur? Blou, laat dit jou nie see dink. Hierdie man is lus vir vakansie. Wat laat jy nog aan blou dink? Ja? Die lig. En waar is die lig oral? Waar is die lig oral? Oral, nee. Waar is Jesus se liefde? Vir wie het Jesus gesterf? Ja, wat dink jy? Aan die kruis sien ons Jesus se liefde, maar dink julle Jesus se liefde is beperk? Wat dink jy? Vir almal, nee. So groot soos wat die lig is, so groot is Jesus se genade vir ons. Dis oor almal. En dan sal net nog een kleur oor. Wat se kleur? Aha. En waaraan laat groen julle dink? Gras. Grasgroen. En waaroor is jou pa so gereeld so kwaai? Hoekom haat jou pa gras? Want hy moet dit altyd sny en sny en sny. En dan wat doen daai dom gras? Dit groei net. Al sny jou pa dit elke Saterdag. Nou maats,
Dis wat ek vandag vir julle wil sê. Ek weet as jy die vlag gesien het jy altyd gedink het gaan oor Suid-Afrika. Maar ek wil hê van nou af, as jy daai vlaggie waai, dan moet jy soos een van daai mense wees met hulle palmtakke in Jerusalem. Jy moet vir die Here ietsie sê wat in jou hart is. Jy moet sê, Here, ek weet ek het baie sonde, maar ek soek u liefde. En ek weet Jesus se bloed maak my skoon van alle sonde. Nie net vir my nie, maar vir almal. En daarom wil ek groot word en groei tot u eer. Gaan julle dit onthou? Ja. Nou ons gaan nie vandag luister hoe ek bid nie. Julle gaan vandag saam met my bid. Het julle lekker saam met mamma en pappa gesing? Nee, dit is lekker om te sing in die kerk. Nou ons gaan vandag 'n baie lekker liedjie sing, maklike liedjie. Ons gaan 3 dinge doen. Julle moet opstaan. Mens sit nie as jy so vir die Here sing nie, man. Jy wil mos vir die Here lekker sing. Julle gaan 3 dinge doen. Daai groei, ons gaan eers sê ek wil staan en sing van God se liefde en dan gaan ons moet afgaan want baie keer is dit bietjie moeilik. Dan gaan jy sê kom ons sit maar en fluister. God het ons lief. En dan die laaste vers, ja, moet jy opspring en spring en skree van God se liefde. Ek wou gehad het die gemeente moet dit ook doen, maar hulle het heupe en knieë. So net ons gaan dit doen vanoggend. Alraai. Kom ons sing hierdie lekker liedjie en julle kan maak soos ek maak as julle wil. Staan op en sê nou ek is lief vir Jesus. Staan op en sê nou ek is lief vir hom. Almal wil weet, ja, almal wil hoor. Is jy regtig lief vir hom? Kom ons sit. Sit nou en Fluister, ek is lief vir Jesus. Sit nou en fluister, ek is lief vir hom. Almal wil weet, ja, almal wil hoor. Is jy regtig lief vir hom? Ek wonder. Staan op en skree nou, ek is lief vir Jesus. Staan op en skree nou, ek is lief Vir hom. hom. Almal wil weet, ja, Almal wil weet, is jy regtig lief vir hom? sien julle die dominee het nie self gelees wat daar staan nie. Ons moet daai laaste versie reg sing. Jy moet eers spring en dan moet jy sit. So dit's bietjie fiksheid. Alraai. Ons doen bietjie LO ook in die kerk. Kom ons sing daai versie nog een keer reg. Al 3 versies of net die laaste? Al 3. Nee, net die laaste versie, juffrou. Ek het Dit lyk vir my is net daai laaste versie ek nog preek. Alraai. Dis ons reg, hier gaan ons. En staan op en skree nou ek is lief vir Jesus. Sit nou en fluister ek is lief vir hom. Almal wil weet, ja, almal wil weet. Is jy regtig lief vir hom? Mooi julle dag. Alraai. Die ooms, die kategese is reg vir julle. Jy ouma spoeg en plak en al die tannies en ooms wat so lief is vir julle is gereed om julle te ontvang. Sy. Terwyl die kinders dan buitentoe beweeg, gaan ons as 'n gemeente ook saam beweeg na ons gebede toe. Daar's 'n klompie dinge waarvoor ons graag 'n beroep op julle wil doen. Die eerste ene is natuurlik altyd die lekker een, dis die verjaarsdae. Die mense wat ons weet in die gemeente hierdie week verjaar. Môre is dit Letty Redelinghuis. Dinsdag is dit Annemart Strydom. Annemart, jy verjaar Dinsdag, jy weet dit, né? Nie daai Annemart nie. Waar is die Annemart? Alraai, julle het dieselfde naam. Moeilik om die vanne ook te onthou. Alraai, so daar is die verjaarsdag Dinsdag. Amper gee ek jou persent weg. En Tannie Ansu Visser word 87. Julle ken vir Tannie Ansu, sy is by die huis, dit gaan goed met haar. Woensdag is dit Jaden Diedriks en Erika Wolfhard. Vrydag is dit Alna de Almeida, Caesar se vrou, hulle sit altyd, en Otto Saiman, Louisa se seun. Herman Skonken, daar in die Kaap, miskien kyk julle op die internet, hy verjaar Vrydag, en dan Saterdag is dit Hein Bester, en Roan Viljoen. Is daar nog iemand wat hierdie week verjaar, wat ons dalk nie op die gebedslys gesit het nie? Of is daar miskien 'n huweliksherdenking? Ons wil graag die goeie nuus ook met mekaar deel. Is daar dalk iemand wat bietjie goeie nuus in die gemeenskap van geloof wil deel? Iemand wat dalk so 'n getuienis wou lewer? Dan wil ek net 'n beroep op julle doen. Daar's net een gebedsversoek wat ons graag vandag wil uitlig. Ek hoop julle kyk na die gebedslys. Ons probeer regtig die gebedslys opgedateer hou. Dat dit nie net 'n lys name is nie, maar dat mense sien waarvoor jy bid en hoe dit met die mense gaan. Dit is op die toepassing en op die webtuiste, maar ek wil graag net julle voorbereiding spesifiek uitlig vandag vir Tannie Bets Lottering. Antia se ma, dis hulle wat altyd vir ons die blomme in die kerk reël. Sy gaan môre vir die heupvervanging. Nou dis nogal 'n groot operasie.
En sy het regtig ook gevra dat ons as 'n gemeente vir hulle sal bid. En dan het ek gesien op die Derek wys dit nou vir my, Petronella de Vos, hulle kyk op die internet. Sy sê hierso, goeiemôre, 'n geseënde Sondag vir almal. Mag ek asseblief vra dat daar vir my skoonseun, Derek Rabie, gebid sal word. Hy is met 'n baie hoë infeksietelling in die Suid-Afrikaanse hospitaal. So vir vandag wil ek dan graag 'n beroep op julle doen dat ons vir Derek en vir Tannie Bets Lottering saam sal bid. Is daar nog 'n gebedsversoek wat nie op die gebedslys is nie miskien? Ons wil as 'n gemeente erns maak met gebed, ons wil 'n biddende kerk wees. Dan gaan ek vir jou uitnooi om net vir 'n oomblik nou 'n bietjie rustig te word. Kom ons word stil, miskien so aan my linkerkant, as julle kan bid vir Tannie Bets se heupvervanging môre, en dan aan my regterkant, as julle kan bid vir Derek Rabie, dan dink ek het ons as 'n gemeente dit gedoen. Kom ons bid net saam. Almagtige Vader, ontvang asseblief in hierdie oomblik ons voorbidding, wanneer ons intree vir die gemeenskap van geloof. Ons wil Tannie Bets aan U kom opdra, regtig sal vra dat môre se operasie ook in U genade sal plaasvind, dat elke dokter en suster verpleegster wat met haar werk, tot die beste van hulle vermoë, haar ook sal kan dien. Here, ons wil ook kom bid vir Jacobus Joubert, wat Woensdag ingaan vir 'n operasie. Ons wil ook vra dat U deur U Gees hom sal onderskraag. En dan vir Derek se infeksie, vra ons dan Here dat U ook U hand van genesing oor sy liggaam sal hou. Dankie dat ons hier in U naam mag vergader. Dankie dat ons hier ook U heilige woord mag bestudeer. Dat ons as oumas en oupas mag bid. Dat ons kinders lofliedere tot U eer mag sing. En dat elke een van ons op 'n baie diep persoonlike vlak in gesprek met U mag gaan. Wanneer ons nou na U woord toe beweeg, Here, dan vra ons werklik dat dit nie net 'n voorlesing sal wees nie, en dat dit nie net 'n interpretasie sal wees van mooi teologie of interessanthede nie, maar dat dit ons lewens op 'n baie praktiese vlak sal kom aanraak. Ons is ook daai skare wat een oomblik U ontvang met lofgesange, net om later U te laat kruisig. En daarom wil ons meer gedissiplineerd en toegewyd ons hart, ons gedagte en ons gees op U gerig hou. Openbaar dan nou U wil aan ons. Amen. Ons skriflesing vandag is in Filippense 2. En ek dink die eksegese voordat ons saam na die teks toe gaan is eintlik baie eenvoudig. Jy ken die boek Filippense 10:1 van jou eie kinderdae af, daai liedjie Filippense sê mos, verbly jou in die Here. Is bekend as hierdie blydskapboek, hierdie boek van vreugde en hoe mens jou genot en jou passie in die Here moet vind. En die interessantheid van dit is egter dat alhoewel die boek 'n oproep op geluk en op vreugde maak, is die ontstaansgeskiedenis en die konteks nie vreugdevol nie. Paulus, vermoed ons, was in gevangenis gewees toe hy die boek geskryf het. En tog sit hy in haglike en in moeilike omstandighede en hy sê, maar daar is vreugde in God. Daar is vreugde te vind in die Here. En aan die ander kant van die munt, die gemeente in Filippi is nie 'n gesonde gemeente nie. Dis 'n gemeente wat eintlik bietjie gebuk gaan onder 'n bietjie klassepolitiek. Wat ons vermoed in Filippi gebeur, is dat 'n klomp mense tot bekering kom, maar dis nie mense van dieselfde sosiale status nie. So in hierdie een gemeente het jy mense wat baie ryk is, maar jy het ook mense wat baie arm is. Jy het mense met mag, politieke mag, so hulle het 'n stem wat tel. Mense wil hoor, mense wil luister as hulle praat, en dan het jy randfigure wat nie tel nie. En dan gebeur die menslike ding in hierdie kerk.
Wat eintlik ook in die tempel in Israel gebeur het, waar daar gesê word, maar weet jy wat, daar's mindere en meerdere mense. Daar's mense wat tel en daar's mense nie wat nie tel nie. En as jy tel, kom sit asseblief voor, en as jou offer groot is, jy weet, dan kry jy sommer 'n ekstra koppie tee tydens die tee, maar as jy nou miskien minder gesien is, of jy is miskien gestremd, bly asseblief daar agter. En Paulus sit in gevangenis, en hy hoor hierdie nuus, dat hierdie kerk van Christus eintlik nou besig is om weer te verval in ou tradisionele geloofsgewoontes. En vir my is hierdie tipe teologie deesdae nogal baie relevant. Want as 'n mens gaan kyk na die kerk, nie net oor die wêreld heen nie, as jy selfs gaan kyk na die kerk in ons land, dan is ons ook eintlik maar besig baie male om godsdienst te speel of te bedryf. Jy weet, ons sê al die regte dinge. Ek is oortuig van, as jy hier in Pretoria weg afry en jy gaan stap in elke kerk in, of dit nou 'n charismatiese kerk, 'n Pinksterkerk, 'n gereformeerde gemeente is, ongeag waar jy instap, is ek relatief seker dat meeste van wat jy daar gaan hoor, gaan teologies relatief akkuraat wees. Ons praat van die liefde van God, ons praat van die vergifnis van sonde, ons praat van 'n toegewyde lewe, ons praat van 'n geesvervulde passie en om te sien dat die koninkryk van God sal kom. Al die kerke oor die wêreld heen praat min of meer hierdie taal. Maar iewers tussen dit wat hulle sê en dit wat hulle doen, gaan die evangelie verlore. Ek wil eintlik maar die aanklag gebruik. Jy weet dat ons sê, hoorie, ons moet hierdie huis wees vir die haweloses. En tog, jy weet, in hierdie kerk, as ons hier klaar maak, dan sluit ons die deure. Nee? Ons sê, ons moet hierdie baken van hoop wees vir die hongeres. Jy weet, mense wat honger is, moet weet, ons sal die Christene, die Christengemeenskap sal hulle voer. En tog maak ons nie baie werk daarvan om hulpbehoevend te wees nie. Jy weet, die kerk sê aan die een kant een ding baie duidelik, en aan die ander kant doen hulle iets heeltemal anders. Een van die mooiste voorbeelde vir my tussen wat die kerk sê en wat die kerk doen, is eintlik maar die manier hoe die kerk met finansies omgaan. Jy weet, is dit nie so dat ons veronderstel is om vir mekaar te sê dat ek en jy met 'n geweldige dringendheid moet leef nie? My liewe vriendin, is dit nie waar dat Jesus Christus vandag kan kom nie? Nee? Dis ons evangelie. Ons moet vir mekaar sê, ons tyd is min, die oes is groot en die arbeiders is min, die werk is baie en ons tyd is min. Jesus kan vanmiddag terugkom. Dis die kerk se proklamasie. En tog is dit vir my interessant dat as jy by finansies vergaderings sit van kerke, dan sal altyd een of ander langtermynbelegging en een of ander groot versekeringsportefeulje wat bespreek word. En dan sit ek altyd daar en ek weet, ons is rentmeesters, nee, ons moet verantwoordelik werk met dit wat die Here vir ons gee. So, en hierdie spanning tussen wat dit is om verantwoordelik te wees en wat dit is om Christus na te streef. Iewers tussen dit val ons mense altyd maar so bietjie na ons eie gemak toe. Hierdie teksgedeelte in Filippense wat ons vandag gaan lees, sit Paulus in gevangenis en hy praat met die kerk van sy tyd. En hierdie stukkie wat ons nou gaan lees, is 'n besonderse teks in die teologie. Meeste teoloë meen dat hierdie stukkie wat ek en julle vandag gaan lees, eintlik die eerste geloofsbelijdenis van die kerk van Christus is. Nou julle weet wat 'n geloofsbelijdenis, né? En julle weet hoekom kerke geloofsbelijdenisse het en hopelik hoop ek jy weet wat is jou eie geloofsbelijdenis. Jou geloofsbelijdenis is die antwoord wanneer ek vir jou vra, wie is God? En dit is my partykeer bietjie skokkend hoe min mense hier aan dink en hoe min mense eintlik weet wat is hulle antwoord. Maar ek wil net vanoggend vir jou weer 'n keer vra, wat sal jou antwoord wees? As ek na jou toe kom en sê, wie is die God wat jy aanbid? Wat is jou antwoord? En as jy nie duidelikheid het nie, dan wil ek vir jou sê, moet jy asseblief hierdie week baie werk maak daarvan om duidelikheid te hê. Want dit is een van die belangrikste dinge op hierdie aarde wat jy kan antwoord. Want as jy weet wie is jou God, sal jy weet hoe jou lewe behoort te lyk. En as jy weet hoe jou lewe behoort te lyk, dan het jou lewe sin. So alles begin by hierdie ding, wie is God? En hierdie teksgedeelte wat ons vandag lees, vermoed meeste teoloë, was die eerste kerk se antwoord. As iemand vir hulle gevra het, wie sê julle Christene is God? Dan het hulle gesê,
Skus, nou sien ek daai teks het ook van die bord afgeval. Gaan net as julle saam met my in julle Bybels wil soek, dan gaan ons lees uit Filippense 2 en daar gaan ons saam met mekaar lees vanaf die 5de vers. Die voorbeeld van Jesus Christus. Julle sal so min of meer kan volg op die bord, maar hopelik het julle ook julle eie Bybels hier. Paulus sê, dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Jesus Christus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op goddelike wyse nie beskou as iets waaraan hy moes vasklem nie. Maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. Ek gaan nou verder lees, maar ek wil myself net so 'n bietjie in die lees van die teks onderbreek. Ek hoop dis vir jou 'n bietjie interessant dat as ek vir jou sê hierdie was die eerste kerk se geloofsbelijdenis, dan moet dit vir jou so 'n bietjie opvallend wees dat dit begin met 'n oproep. En ek wonder of is dit nie waar ons kerk 'n groot fout gemaak het nie. Net vir die lekkerte julle, wat is julle geloofsbelijdenis? Wat is ons kerk se geloofsbelijdenis? Enigiemand? Eintlik in die ideale kerkwêreld sou julle nou almal opgestaan het en begin het, nê. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, maar wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God. Nee, julle ken mos hierdie gediggie. Ons het dit almal net vir interessantheid, die kinders is tans besig met dit in die katekese, hulle is besig met belydenis van geloof. En nou hoe verskil ons belydenis van geloof van hierdie belydenis van geloof? Julle gaan agterkom, ek is eintlik al bietjie moeg gewerk, so ek wil hê julle moet nou saam met my begin werk. Wat is 'n opvallende verskil? Dis nou vir my jammer dat die bord nou simpel lees vandag. Marius? Okay, ons is baie langer in die eerste plek, maar in terme van die begin. In terme van hoe hierdie twee verskillende belydenisse begin. Ons begin met die woorde, ek glo. Hierdie een begin met die woorde, julle moet. Dieselfde gesindheid moet in julle wees. En dink net asseblief vir 'n oomblik gou saam met my. Dis tog mos 'n belangrike verskil. Jy weet, ek weet tot vervelings toe gebruik ek my kinders, maar hulle leer my so baie van geloof. Dink aan hierdie gesprek tussen 'n pa en sy kind. As sy kind na hom toe kom, as my kind na my toe kom en sê, "Pappa, wat glo ons?" En ek sê vir hom, hier's die antwoord, Benjamin, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. En ek begin met hierdie lang relaas oor wat ek glo. Dis 'n teologie. Dis 'n goeie teologie oor wie God is en wat God gedoen het en hoe God in die wêreld werk. Hoe is dit op 'n praktiese vlak anders as wanneer ek vir daai selfe seentjie sê, hy kom, "Pappa, wat glo ons?" En ek vir hom sê, dieselfde gesindheid wat in Jesus is, moet in jou wees. Hoe verskil daai twee goed dramaties van mekaar? Die een is 'n posisie en die ander een is 'n oproep. En weet julle wat? Kyk hoe lyk ons kerk. Kyk wat het ons reg gekry met hoe ons kerk bedryf. Dit moet mos 'n aanklag wees dat hier stoele is en nie trapfietsse nie. Verstaan, ons het amper hierdie teologie of hierdie idee dat geloof is om te sit en te sê. Waar in die eerste kerk was geloof nooit dit nie. In die eerste kerk het hulle begin deur te sê, ons moet wees soos Jesus is, nog voor hulle eers gesê het wie Jesus was. Paulus begin met 'n opdrag. Paulus begin deur te sê, ek gaan nou vir jou sê wie Jesus is, maar jy moet soos hy wees. En ek wens, julle weer 'n keer, en ek het dit al 100 keer gesê, ek wens dit was anders. Ek wens God het passiewe volgelinge gesoek, want dan was godsdiens maklik. Julle, ek wens dit was okay dat ek en jy elke week hier kan kom sit, na 'n goeie preek kan luister en dat dit genoeg sou wees vir God. Ek wens dit was okay dat ek en jy hier kom sit en letterlik net 'n tiende van ons inkomste vir hom kon gee en kon sê, nou is ons saak reg met God. Kan julle dink hoe maklik is so 'n godsdiens? Ja, dit vra niks van jou nie.
Daag net so 'n bietjie op, gee net ietsie van wat jy het. En ek dink ek glo skep 'n ruimte vir dit. Maar ek wil vandag vir jou daaraan herinner, dis nie wat God verwag nie. As ek vandag met jou praat en jy het hiernatoe gekom om te sê, jy het 'n behoefte om saam met my te hoor, wat sê die woord van die Here, dan wil ek vandag vir jou dit sê, die vereiste en die verwagting, onomwonde, geen geheimsinnige leidrade nie, direk, die verwagting van ons God, is dat jy moet wees soos wat Jesus was. Punt. Dit word verwag. En nou moet jy vir my dan sê, jy weet, dit is so maklik om dit eintlik te verstaan. As ek begin deur vir jou te sê, jy moet wees soos wat Jesus was, dan moet jou volgende vraag vir my wees, okay, maar wat was Jesus dan? En hier's waar dit so belangrik is. Die eerste ding wat hy dan sê is, hy het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy moes vasklem nie, maar hy het homself verneder. En hierdie ding, en julle gaan agterkom vandag, ek doen 'n groot beroep op ons, om nie ons geloof uit 'n perspektief van eksterne inkyk te ervaar nie, maar dat jy jou geloof eintlik moet aantrek. Want dit is baie lekker, julle, dis ongelooflik lekker, vir my om vir julle te sê, kom ons onthou Jesus. Wat het Jesus gedoen? Jesus was God. 'n baie mooi tema vir hierdie tipe preek is die trappe van vernedering. Want in die eerste plek, Jesus was God, toe word Jesus mens, maar hy word nie net mens nie, hy gaan sterf aan 'n kruis, God gaan dood vir die sonde van die mens. Hierdie tipe ding maak die kerk deur die eeue heen liries. Dis vir ons so lekker om te hoor hoe lief het ons God ons, dat hy homself verneder het. Nou gaan ek jou terugbring na dit waarmee ek vandag begin het. Toe ek vir jou gesê het, God verwag van jou om Jesus vir die wêreld te wees. Nie net te verkondig nie, nie net te gaan getuig nie, maar om Jesus te wees. Hy gaan verder in hierdie perikoop, daai enetjie pas mooi in. En toe hy as mens verskyn het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig. Ek weet, miskien sê jy vir my, Van Wyk, wat wil jy vir my sê, maar ek wonder oor daai ding. En ek wil julle eerlik vra, want ek self is so super skuldig hieraan. Wie van julle kniel nog as julle bid? Wie van julle buig nog op julle knieë af in gebed? Okay. Ons 'n paar. Is dit nodig? Hierdie is nou net praktiese teologie, en ek preek nie nou nie, ek chat met my vriende. So help my. Is daar iets wat verander as ek in die oggend opstaan en saam met my gesin aan die tafel sit en ons hande vashou en ons sê, Here, ons wil vandag vra dat u koninkryk kom. Ons wil vandag vra dat u ons sal gebruik om u hande en u voete in die wêreld te wees. Okay, dis 'n gebed. Wie sê dis nie 'n gebed nie? Dit moet 'n gebed wees. Ek wil vir julle eerlik vra, wat sal anders wees as ek my hele gesin dwing om op hulle knieë te staan en daai selfde gebed te bid? Sal iets verander of is ek stupid? Ek weet nie, julle moet met my praat. Wat verander? Okay, Maurice, jy sê dis meer intiem. Hoekom? Okay. Julle voel Manda? Okay. So dit ding, daar's nie regte antwoorde nie. Dink saam met my asseblief. Respek. Wanneer laas, hier's my vraag. Never mind wanneer laas het jy op jou knieë voor God gestaan nie. Wanneer laas het jy op jou knieë voor enige ander mens gestaan? Ek wonder hieroor.
Ek wonder wat sal gebeur as 'n man, as jy by die huis kom vanmiddag, op jou knieë voor jou vrou gaan staan. Wat sal jy sê? Ek wonder as ouers, vanmiddag as hulle by die huis is, net voordat hulle die braaivleis op die vuur sit, op hulle knieë voor hulle kinders gaan staan. Wat sal jy sê? Is hier enige iemand hier wat al ooit in hulle hele lewe op hulle knieë voor hulle huishulp gaan staan het? Is dit nodig? Sal iets verander? Ek is in 'n seunskool gewees, my lewe lank, en toe ek hierdie week besig was met hierdie teks, het ek so gewens eintlik in my hart dat ek die insig wat ek hierdie week in die teks gekry het, sou my baie gehelp het toe ek op skool was. Daai jare was daar nou nie selfone nie, so mense het verskriklike goed aangevang, want alles was net 'n roemer, jy kon niks bewys nie. So as daar nou ou was wat pouse vir jou bietjie wou vasvat, en al was hy nou so 20 kg swaarder as jy, en al het hy nou so jaar of wat ouer as jy, of hy is nie noodwendig in 'n hoër graad nie, hy het net langer gevat om standaard 6 deur te kom. As hy vir jou pouse gesoek het, het hy vir jou gesoek. En ek's bietjie simpel, maar vergewe my dit. Ek wens ek kan vir julle sê, ek weet nie, miskien sal van die ander mans dit kan beskryf, maar daar is nogal 'n vrees wat jou beetpak as 'n groot ou jou bloed soek. Nee, en nou weet jy, ek moet nou môre skool toe gaan en die klok gaan pouse lei, en dan gaan hierdie ou nou op my afstorm, en dan weet ek nou nie, jy weet, ek staan nie 'n kat se kans om nou eintlik die geveg teen hom te wen nie, hy gaan vir my mors doodslaan, en dan weet jy nie wat jy moet doen nie, en dan het jy nou al hierdie planne in jou kop wat jy maak, gaan jy in die klas wegkruip, jy weet, gaan jy vir die juffrou vra of kan jy die bord uitvee, jy weet, al hierdie idees, hoe gaan ek uit hierdie situasie uitkom, en toe ek hierdie week hierdie teks lees, en ek het dit al vir julle gesê, ek vra nooit iets van julle, wat ek nie in myself ondersoek nie. Toe het ek nogal by my gewonder, en ek kan die ou goed onthou, net om vir julle die konteks te gee. Groot Marius Visser was 'n matriekseun wat my bloed gesoek het. Tot vandag toe weet ek hoekom nie, maar hy was die stit vir die eerste span. En ek was so bang vir hierdie ou, ek kon slange vang. En hoe dit ook al sê, die pouse het hy op my afgestorm, en die groepseuns het hierdie kringetjie gemaak. En ek het net nie geweet wat om te doen nie. Jy weet, hoe kom jy uit hierdie situasie uit? En lank storie kort, ek het toe nou eintlik 'n goeie pak slaag gekry. Maar toe ek hierdie week besig was met hierdie teks, toe besef ek wat ek eintlik moes doen. Jy weet, ek moes toe daai ou daar kom staan en sê, Fischer, ek gaan vir jou mors doodslaan, moes ek het gegaan het, asseblief nie. Asseblief nie, my doodslaan. En dan wonder ek. En ek dink by myself, ek weet nie, mens weet nooit nie, maar ek dink nogal, dit sou vir hom bietjie moeiliker gewees het om 'n arme ou op sy knieë te slaan, as wat dit nou was om hierdie ou windgat slapchip wat hier voor hom gestaan het te geslaan het. Maar dis interessant hoe hierdie teks werk, want Paulus eindig hier. Paulus sê, ons kan een ding seker weet. Ons kan een ding seker weet. Elke knie op hierdie aarde sal voor God buig. En ek het hierdie speletjie met julle gespeel. As jy op jou knie is jy totaal ontbloot. Jy's totaal afhanklik. Jy's totaal onderwerp. Jy kan nie op jou knie staan en arrogant wees nie. Jy kan nie op jou knie staan en sê nie. Ek wonder wat sal gebeur in die parlement. Jy weet, as die eerste minister nou daar staan en sê, ek het die begroting uitgewerk en die antwoord is eenvoudig. Jy neem onmiddellik 'n subjektiewe posisie in. En wat vir my ongelooflik is, en ek deel dit met julle, is, dis 'n fisiese ding om op jou knieë te gaan staan, maar dis ook 'n geestelike ding. Want dit insinueer, ek onderwerp my totaal en al in jou. Ek onderwerp my aan jou gesag, ek onderwerp my aan jou leiding, ek onderwerp my aan jou sê. En meeste mense wil altyd hierdie teks interpreteer deur te sê, ons moet onsself onderwerp aan God. Julle, dis die waarheid, ons weet dit. Maar waar begin hy? Hy begin by Jesus. Hy begin by Jesus wat dit vir mense gedoen het. En jy kan vir my sê ek's mal, maar ek weet ek is nie. Want weet julle, hy het dit fisies gedoen. Jesus Christus, die skepper van die hemel en die aarde, het op sy knieë voor gewone mense afgesak en hulle voete gewas.
Nee? En wat het hy gesê? Toe hy dit doen. Ek doen dit, sodat julle weet, julle moet dit doen. En wat my bekommer van die wêreld, maar dit het Paulus ook bekommer. Hy hoor van 'n kerk waar ryk mense die scepter swaai en die wat mag het, hulle self net meer toeëien en die randfigure net verder teruggeskui word. En dan sê hy vir hulle, ek gaan vir julle belydenis skryf. Ek gaan vir julle sê wat julle moet glo. En die eerste ding wat julle moet glo is, julle moenie net sê wat julle glo nie, julle moet wees soos Jesus was. En dan gee hy vir hulle 'n voorbeeld. Hy sê, hy wat in die gestalte van God was, het voor die sonde van die mens kom kniel tot in die kruis in. Hy het gesterf vir die mens. So lief het God die mens gehad. En dan sê hy, almal gaan dit doen. Maar julle is in 'n bevoordeelde posisie om dit nou te doen. Daar's hierdie ongelooflike sin aan die einde van hierdie teks. Elke knie sal buig en elke tong sal erken, Jesus Christus is die Here, maar dit alles is tot eer van die Vader. Ek wens so met my hele hart, hierdie preek was moeiliker en ons kon dit nie verstaan nie en ons kon nie dat dit kompleks was. Maar ek doen 'n beroep vandag op jou as Christen. Ek doen 'n beroep op jou vandag as kind van God om in erkenning aan God jou knie te buig. En jy weet waar dit is. Ek hoef dit nie vir jou te preek nie. Ek hoef nie voorbeelde te gaan soek nie. Miskien is dit in jou huwelik, miskien is dit in jou werk, in jou opset daar, miskien is dit in jou huis, miskien is dit in jou eie politiek, miskien is dit in jou ekonomie. Ek weet nie waar dit is nie, maar jy weet waar dit is. Jy weet waar jy jouself nie onderwerp aan God se hoër gesag nie. En ek doen 'n beroep op jou. Wees slimmer as wat ek was in die skool. En buig in erkenning voor God. Ek sê nie ons is pateties nie. Ek sê nie ons is swak nie. Ek sê nie ons het nie 'n sê of ons het nie 'n mag nie. Maar die interessante ding van 'n mens op sy knieë, en ek het dit toe besef toe ek dink aan hierdie situasie met Marius wat my wou slaan. As ek hier was, lyk ek dalk baie sleg. Maar weet jy wat, ek's eintlik hier baie meer standvastig as wat ek op my eie 2 voete was. Want van hier af gaan jy regtig my eintlik moet doodslaan om my om te slaan. Ek dink die mens, ek dink die kerk, ek dink huwelike, ek dink verhoudings, en ek dink getuienis is juis sterk wanneer ons swak is. Wanneer ons bereid is om broos te wees, ter wille van die koninkryk. Dis nie ek wat reg is nie, maar dis ek wat God aanbid. Dis nie ek wat die sê het nie, maar dis ek wat my onderwerp aan God se gesag. En van hier af sal jy my nooit kan skuif nie. Hoe stupid preek is dit julle? Dat so 'n ou pankop dominee amper 8 jaar moet swat net om vir julle te kom sê, kniel voor God. En dis genoeg. Dit voel dalk te laag, Here. Dit voel of ons onsself verneder. Dis nie hoe ons onsself wil sien nie, ons wil groot wees en ons wil sterk wees. Ons wil 'n sê hê en ons wil hê mense moet ons sien. Maar dis miskien juis wanneer ons teen die grond na U wil soek, wat ons gaan agterkom wie reeds daar is. Ja, Here, dis wanneer ons die knie voor U buig, wat ons die hawelose man op straat raak sien. Dis wanneer ons die knie voor U buig, wat ons die tannie kan help, wat sy hart seer is. Dis wanneer ons die knie voor U buig, Here, wat ons eintlik nie eers meer lus het om te fokus op hoe hoog ons heininge en ons status is nie, maar wat ons regtig net die strate wil begin skoonmaak. Here, ons is moeg. Ons is moeg vir mense, vir mans en vir vrouens wat op kartonbokse wil spring om status te verwerf. En dan is ons eintlik so geïrriteerd dat ons elke keer verras is wanneer daai podiums van klei ingee.
Ons wil nie meer nie, Here. Ons wil nie meer agter die sinnelose, lukrake opmerkings van harde stemme en vals gesag aandans nie. Ons wil eenvoudig wees. Ons wil 'n nasie word wat op ons knieë in nederigheid en in erkenning en in eerbied aan ons God, ons naaste dien. Ons wil u koninkryk sien kom, Here. Nie omdat ons dit self bring nie, maar omdat ons dit afbid. Here, en daarom het ek nodig om myself vandag voor u te verneder, het ek nodig om my eie knie voor u te buig, in terme van my filosofie en my idees en my redes en my sin. Ek moet my kop laat sak voor u en vra dat u my sal lei. Here, ek wil nie meer opstaan en skree wat ek glo nie. Maar ek wil baie graag, Here, op my knieë voor u afgaan en in Silverton en in Pretoria, in my gesin, in my vriendekring en by my werk 'n verskil maak. Amen. Hierdie geloofsbelijdenis wat ons nou gaan sing is vir my so ongelooflike mooi lied. Want is sag. Jy weet, ek dink partykeer is die mooiste geloofsbelijdenis 'n sagte geloofsbelijdenis, want dis 'n eerlike een. Jy weet, ons kan almal vanoggend hier opspring en ek weet dit gaan lekker wees julle. As ek vir julle sê, kom ons sing die oorwinningslied en ons spring op ons stoele en ons almal skree, ek sien in my gees die glorie en maar jy weet môre as daai wit kombi voor jou inry, dan sien jy iets anders. Jy weet en daarom kom ons los die arrogansie. Jy weet, kom ons los die geestelike hoogmoed. En ons sing 'n ander lied. En dis eintlik so 'n ongelooflike biddende lied wat net sê Jesus, ek eer U as my koning. Maak in my hart U woning. Kom ons kniel voor die Here. Jesus, ek eer U as my koning. Maak in my hart U woning. Regeer my lewe, U wat my eerste lief gehad het. U weet hoe ek gesmaak het. Na U verlosser, Jesus, my Here en verlosser, ek wil lewe, net lewe tot die Here en as ek sterwe, dan weet ek dat ek steeds aan U behoort, oorwinnaar oor die dood. Leer my om in my woord en dade, gevoelens en gedagtes, U te verheerlik, gee dan, ek altyd sal getrou bly, al kom ek aan U toe wy, dat ons mag Heer wees, Jesus, my Here en verlosser, ek wil lewe, net lewe tot die eer en as ek sterwe, dan weet ek dat ek steeds aan U behoort, oorwinnaar oor die dood. Jesus, U is my hemelkoning, laat my ook op die troon staan, vir ewig en ewig, Heer. Wanneer ons van hier af weggaan, dan soveel kere sê ons vir mekaar, dis iets wat ons moet instorm, dis iets wat ons moet gaan vermag, dis iets wat ons moet regkry.
Dit sou absolute waansin gewees het as ek nie vandag die woord gesindheid gebruik het nie. Want Paulus begin deur te sê dieselfde gesindheid. En as jy dink oor die woord gesindheid, dan het dit eintlik niks met jou dade te doen nie. Dit het alles met jou instelling te doen. Dit gaan oor wat jy jouself hier binne-in oriënteer. En daarom wil ek jou vanoggend vra, ek doen 'n beroep op jou om een van die mooiste, kragtigste, maar ook eenvoudigste dinge te doen. En dit is om jouself te oriënteer, te heroriënteer, om in alles wat jy hierdie week gaan doen, te soek en te vra na God se wil. En dan herinner ek jou, die enigste manier hoe jy dit sal regkry, is op jou knieë. Vir julle wat dien, omdat hy ons in die eerste plek gedien het. Mag jy gaan en mag jy weet, dat die genade van ons Here Jesus Christus, juis vir swakkelinge bedoel was. Dat die liefde vir God in jou sal manifesteer. En dat die gemeenskap van sy Heilige Gees 'n bron van krag is. Want jy wat op jou knieë staan, kan nooit struikel en val nie. Die Here seën jou en bewaar jou. Skyn sy aangesig oor jou. Mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou. Mag hy jou vrede gee. Kuier asseblief saam en drink 'n lekker koppie tee. Kom ons sing hom weer, kom ons sing hom weer. Kom ons sing weer die ene. Die Here seën jou. Die Here seën jou en bewaar jou. Skyn sy aangesig oor jou. Mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou. Mag hy jou vrede gee. Ag, dit was lekker. Kom die loof deur, kom ons sing hom toe. Kom en loof die, ja, daar een manier ene. Ja, ja, ja. Maar loof die God van vrede. Kom en loof die Heer. Sing met tot sy Heer. Almal loof die God van vrede. Halleluja. Goede God ons Heer en Heiland. Halleluja. Goede God ons Heer en Heiland. Halleluja, 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 halleluja.
Ek dink dit was lekker.